En natuurlik was daar dinosourusse in die ark. Dinosourusse was maar net nog 'n soort landdier wat lug deur sy neusgate ingeasem het en saam met al die ander landdiere deur God geskape is op dag 6. Het jy geweet dat meeste dinosourusse glad nie eens so groot was nie? Sommiges was selfs kleiner as hoenders. Die gemiddelde grootte van 'n volwasse dinosaurus was ongeveer die van 'n skaap. Sommige sê 'n bison. Jy sien mos net altyd hierdie prentjies van die reuse vreesaanjaende Tyrannosaurus Rex of die enorme Brachiosaurus in jou gedagtes, as ook in boeke of op TV, is dit nie waar nie. Nou van die sogenaamde 668 dinosaurus genera, het slegs 106 van hulle meer as 10 ton geweeg toe hulle volwassenheid bereik het. En verder, die grootste eier wat deur 'n dinosaurus uitgebroei is, was ongeveer die grootte van 'n voetbal, wat beteken dat selfs die grootste dinosaurus, soos die Apatosaurus en die Brachiosaurus, eens op 'n tyd klein was, net soos ek en jy. Die jonger, kleiner diere sou baie maklik in die ark kon inpas. Dit sou ook makliker gewees het om hulle te voer en hulle sou na die vloed vinniger kon babietjies kry. Kom ek deel nog interessante feite met jou. Die gemiddelde mediaangrootte van al die diere op die ark was waarskynlik die van 'n groot rot. Slegs 11% was aansienlik groter as 'n skaap. Dit beteken dat meeste van die diere aan boord nogal klein was. Vleiende reptiele soos die Pterodactylus was waarskynlik ook in die ark, maar natuurlik geen see-reptiele soos die Plesiosaurus nie. Nou ons word almal geflous om te glo dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede, met ander woorde, lank voor die vloed alreeds uitgesterf het. In Genesis lees ons egter dat God al die landdiere ongeveer 6000 jaar gelede op dag 6 gemaak het. Dit sluit die landlewende dinosourusse in en onthou, volgens die Bybel het niks dood gegaan voordat Adam en Eva gesondig het nie. So as ons kies om God se woord in sy geheel te glo, dan skakel dit die verblindende evolusie net daar af.